Hallo julle en welkom by nog 'n episode van my kort gedagtetjies wat ek met julle deel. Dit was oorspronklik eintlik die gedagte om net gedagtes te deel, maar ek dink nou challenges uit. So ek het nog 'n uitdaging uitgedink vir die week. Ek wil 'n bietjie met julle gesels oor 'n verhouding met God. Kom ons sê jy's net in Christendom of dalk nie net nie, jy het al jare lank is jy 'n Christen, maar jy het nie 'n intieme verhouding met God nie. En ek dink baie van ons Christene lewe soos ons weet ons is Christene, ons gaan as tradisie dalk kerk toe, van ons kyk sommer op die TV bietjie kerk nou en dan, of bel net gou vriendin, praat bietjie oor die Here en so aan, en dan voel ons ook ek het nou genoeg gedoen. Ek is 'n Christen in elk geval. Maar ek wil vir julle sê, daar is bietjie dieper, bietjie meer daar rondom dit. Ek voel jy moet 'n verhouding met die Here hê, soos wat jy met 'n vriend of 'n vriendin sal hê, of met 'n pa of met 'n ma, 'n gesonde verhouding nou. Ek weet almal se verhoudings is nie altyd gesond nie, en ons lewe maar in 'n gebroke wêreld, en is regtig baie hartseer. Maar ons verhouding met God moet gesond wees. En die ding is, as jy 'n nuwe vriend of vriendin kry, dan gaan jy nie net, hallo, my naam is Angelique, en nooit weer met daardie persoon praat nie. Dit is dan nie jou vriendin of jou vriend nie. Jy moet tyd insit. Jy moet goeie saam met hulle gaan doen. Koffie gaan drink, of gaan saam tennis speel, of gaan saam nails doen, of gaan bike ry, of wat ook al. Jy moet goed doen saam met die persoon om 'n verhouding sterker te maak en om die persoon beter te leer ken en te weet, okay, die persoon hou nie van dit nie, die persoon hou van dit. Hy drink nie koffie nie, maar hy drink tee, of verstaan klein goedjies, of hy hou nie daarvan as ek praat oor, kom ons sê, sy oupa nie, want dit is 'n baie erge saak na in sy hart, of verstaan sulke tipe goedjies. Jy leer 'n persoon ken deur tyd saam met die persoon te deel en baie met die persoon te praat. Jy gaan nie in een dag net alles weet van die persoon nie. Daar's goeters wat oor jare eers uitkom, jou man of jou vrou. Daar's goed wat ek voel jare lank vat voordat jy iets ontdek of iets leer van die persoon wat jy nooit geweet het nie, waar die persoon nooit gepraat het nie, wat dalk diep lê, of wat net nog nooit in 'n scenario gekom het om oor te praat nie. Kom ons sê dis die eerste keer wat julle in 10 jaar wat julle getroud is besluit, kan jy ons gaan kamp. Daar's goed wat gaan uitkom wat jy nie geweet het van jou man of vrou in 'n situasie rondom kamp nie. En so voel ek met ons met die Here ook praat, elke liewe dag, oor alles. En so leer ons ook sy karakter ken. En 'n ding ook is ons moet regtig tyd spandeer in die Bybel, want dit is die beste plek om die karakter van God te leer ken. En om te weet, waarvan hou hy nie. Hoe wil hy hê moet jy lewe, hoe wil hy hê moet jy nie lewe nie. En daar's baie fyn details wat ook gepaard gaan met dit. Dis nie net 'n oppervlakkige van, ek moet nie sonde pleeg nie. Dit gaan bietjie dieper as dit. En ek dink ons moet regtig tyd maak om tyd in die Bybel te spandeer en tyd saam met God te spandeer. Ek kan nie vir julle sê hoe belangrik is stilte tyd nie. Ja, ek doen dit ook nie baie nie, ek is self skuldig. My stilte tyd skeep ek bietjie af, want dit is 'n besige wêreld, maar ek wil net vir julle sê, dis eintlik nie 'n verskoning nie. Ek hamer myself daarop die hele tyd, jy het nie 'n verskoning nie. As jy tyd het om vinnig 'n fliek te kyk, of vinnig op jou foon Instagram of Facebook deur te gaan, dan het jy tyd vir stilte tyd ook. En dis eintlik uiters belangrik. Dis 'n ding wat ons elke liewe dag moet doen. En ek voel dis eintlik maar die beste om dit in die oggend te doen. Staan 10 minute vroeër op. Praat vir 10 minute net met die Here, of lees vir 10 minute net vinnig 'n stukkie uit die Bybel. En want dit draai jy die hele dag saam met jou. Jy begin jou dag klaar goed en praat die hele dag met die Here. Sê vir die Here, hierdie ou het my nou baie kwaad gemaak, en hoe hanteer ek hierdie nou? Of sal u asseblief net hierdie ou uitsorteer, want ek weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie. Praat met die Here. Lyk soos 'n mal mens, dis okay, solank jy net met die Here praat. Want
Hy is die enigste een wat ons gaan wys wat om te doen. Hy is die enigste een wat ons gaan help om 'n situasie regtig te hanteer en nie uit gevoelens, emosie of woede of so iets nie. So ek sal net sê word stil, sê vir die Here, hierdie het my nou regtig omgekrap, hoe hanteer ek dit? Of hy sal vir jou rustigheid gee en baie keer dan sal hy self die situasie hanteer as jy net sien is dit opgelos of die persoon, jy gaan dalk nie eers weet nie, maar die persoon voel dalk baie sleg in sy hart oor dit wat hy nou net vir jou gesê het, want jy het gebid daaroor, jy het gepraat met die Here en die Here gaan dan vir hom sê, soos laat sleg voel en sê, dit wat jy gedoen het is nie nou reg nie. Want ons almal het maar hierdie stemmetjie binne ons, en wat vir ons sê, dit wat jy gedoen het nou is nie reg nie, of wat ook al. So, en die God werk deur dit, en want dis die Heilige Gees wat met jou praat. So, elke situasie wat jy, of as iets goeds gebeur, en dan sê jy, wow, Here, baie dankie, sien die Here raak in alles, daar is nie so iets soos toeval nie, dit is nie toevallig, dat die voeltjie verby jou gevlieg het, net voordat hy gepoefies het, en hy het nie op jou kop gepoef nie. Dit is die Here, dit is alles is die Here, wat alles laat gebeur, en, ja, so sien net alles raak, wat die Here vir jou doen, sien die klein goedjies wat regloop, raak, sê dankie vir die Here, wees dankbaar oor alles wat hy vir jou doen, en, dan wil ek net nog aan ietsie raak, en dit is dat ons so gefokus is om mense te impress. Hou op mense te wil impress. Ja, dit is lekker as almal van jou hou. Dit is lekker as almal, as jy verbyloop, jou groet en so aan. Ek sê nou nie, jy moet nou 'n norse mens raak en niemand groet en nie vriendelik met almal wees nie. Die Here wil jy sê, ons moet vriendelik wees met almal, ons moet goedgesind wees. So het daai eienskappe, maar moenie uit jou pad uitgaan en verkeerde dinge doen om mense happy te maak nie, want mense maak nie saak nie. Mense se opinies oor jou maak nie saak nie. As jy 'n Christen is en jy doen reg, gaan jy uitstaan. Jy gaan gehamer word. Jy gaan heeltyd hoor dit wat jy doen is verkeerd, of al weet jy dit wat jy doen is reg. Dit is nou maar net hoe dit is, want Satan wil nie hê jy moet reg doen nie, so hy breek jou die heeltyd af, om te sorg dat jy nie aanhou goed doen nie, dat jy 'n lelike mens wees, dat jy bitterheid in jou hart het, dat jy mense lelik hanteer. Satan wil dit hê. So hy gaan heeltyd met jou stry en vir jou sê dit wat jy doen is nie reg nie. Maar jy weet binne jou dit wat jy doen is reg. Jy sal weet wat jy doen is reg. So moenie luister na mense wat jou afbreek of jou sleg sê of moenie, want op die ou einde van die dag maak God se opinie saak. Hy is die een waar jy voor gaan staan en dan gaan hy vir jou vra, hoekom het jy so opgetree? Dan gaan jy jou redenasie van, nee, maar Pietie het vir my gesê ek doen nie reg nie, of Sunny het my afgebreek en gesê, dis lelik as ek so maak, maar dan gaan die Here vir jou sê, maar jy het geweet, jy doen reg. Hoekom het jy geluister na Pietie of Sunny? Wie's Pietie of Sunny? Hulle staan deur agter in die ry, hulle kom nog. Ek gaan met hulle praat hieroor wat hulle gedoen het, maar ek vra jou nou, hoekom het jy opgetree soos wat jy opgetree het? Dit is, ek dink dis 'n ding wat ons regtig konstant aan gaan moet dink, is daai dag wat ons voor die Here gaan moet staan en moet verduidelik, hoekom het ons hierdie of dat of dit gedoen? Ja, maar dit was lekker, ek het satisfaksie gekry daaruit om te skree op Sunny, want ek was regtig baie kwaad. Die Here gaan nie happy wees met daai antwoord nie. Hy gaan sê, maar my kind, jy weet dan van beter, jy weet, mens moet nie so optree nie. So, ek wil net vir julle regtig, my uitdaging vir die week is, spandeer regtig meer tyd met die Here, maak tyd vir stilte tyd, praat met die Here die hele dag deur, sê vir hom wat jou kwaad maak, wat jou gelukkig maak, vra die Here om jou te lei om meer in sy wil op te tree. Lees die Bybel, ek beloof al die antwoorde is daar. As jy wonder oor iets, die antwoorde is in die Bybel. En dan my tweede uitdaging is, hou op worry wat mense van jou sê, wat mense van jou dink. As ek nou hierdie of hierdie gaan doen, ek weet, die Here druk hier in my hart. Ek wil net gou 'n voorbeeld noem. Ek en my vriendin was in laasweek in Checkers, en ons loop so deur en ons het regtig net simpel goedjies gaan kry gehou vir 'n braaidie aan.
En ons loop toe verby, ek het dit nie eers opgetel nie. Ons loop toe verby iemand en sy staan toe by die medisynerak vir babietjies. Maar sy staan regtig lank en my vriendin sê toe vir my, hoor hierso, ek wil net bietjie daai vrou dop, help my net bietjie, kyk wat wil sy hê. Wat wil sy vat van die rak af? Want sy lyk vir my baie bekommerd en dit lyk vir my asof sy regtig iets nodig het. En ek het dit nie eers agtergekom nie. Ek tog toe, waarvan praat jy? Dis net 'n vrou wat inkopies doen. Maar die Here het met haar gepraat en dit op haar hart gesit om te kyk wat die vrou wil hê. En op die ou einde van die dag het sy hoesmedisyne vir 'n bors gevat, 'n swak bors. En sy het dit gevat en sy het dit teruggesit. En sy het uitgeloop. En my vriendin, so sy wonder toe, moet sy nie, want sy het hierdie gevoel, en ek sê vir haar, hoorie, as jy dit voel, doen dit. Dit is die Here wat met jou praat. As jy 'n gevoel het van, hierdie persoon het regtig dit of dit nodig, doen dit. En die vrou is toe uit op pad, buite toe. En ons het goed in ons hand, ons kan nie net agter haar aanhardloop nie. En die vrou, soos wat sy soos by die deur is, draai sy terug, en sy gaan aan die kant toe, sy gaan koeldranke se kant toe. En sy staan daarso. En my vriendin skraap toe moed by mekaar en sy gaan vra vir die vrou, hierso, ek sien jy het, dit voel regtig simpel, want mense gaan dink jy's mal, want hoe loop jy nou net na iemand toe en vra? Maar sy vra toe vir die vrou, hierso, ek sien jy het medisyne vir 'n babatjie in jou hand gehad, en het jy dit regtig nodig? Wat's fout? Hoekom kan jy dit nie vat nie? En daai vrou se gesig, ek kan dit nie vir julle beskryf, hoe het haar gesig gesak. Van, ek weet nie wat dit was, verligtheid, skaam kry, ek weet nie wat dit was nie. En toe sê sy, haar kind is by die huis, en die kind is regtig siek, ek weet nou nie, was dit haar dogtertjie vir seentjie nie, maar die kind is regtig siek, maar sy het ongelukkig nie geld om nou daai medisyne te koop vir die babatjie nie, so sy weet nou eintlik nie wat om te doen nie. En my vriendin het gesê, dis reg, kom ons gaan haal dit, ek sal dit vir jou betaal. Wat as sy nie daai dag geluister het na God se opdrag nie? Wie weet of daai siekte, daai borsie van die babatjie dalk nie erger geword het en 'n longontsteking of iets ontaard het nie, jy sal nooit weet nie. Daar's 'n rede dat die Here met jou praat. En ek wil net vir julle sê, daai vrou het regtig baie waardeer, omdat my vriendin gehoorsaam was. Sy was gehoorsaam. Soos ek sê, ek het dit nie eers agtergekom nie. Ek het nie eers die vrou gesien nie, ek het nie eers geweet ons 'n vrou in dieselfde lyn as ons nie. En dit is hoe die Here werk. As die Here spesifiek vir jou iets sê, doen dit. Luister na wat hy vir jou vra. Want jy red dalk net iemand anders se lewe. Jy sal dit nooit weet nie. Jy sal dit dalk weet aan die einde, as die eindtyd nou gekom het, want dan gaan ons alles weet. Nou weet ons net in dele. Maar ek meen, wat as sy nie geluister het nie, en daai siekte het erger geraak, en die babatjie is stop dood daaraan? Jy sal nooit weet nie. So, luister as die Here met jou praat. Asseblief, doen net wat daai stemmetjie wat binne jou is nie verniet nie. So, ja, dis maar al wat ek wil sê, is wees gehoorsaam aan die Here, en spandeer regtig tyd, want ook, hoe meer jy na hom luister, hoe meer gaan jy sy karakter leer ken, en weet waarvan hy hou, waarvan hy nie hou nie, en ja, dit is maar my uitdaging vir julle hierdie week. Ja, luister maar na die Here, en spandeer tyd saam met hom. Ek kan nie vir julle sê, in hierdie eindtyd waarin ons is, hoe naby moet ons aan die Here eintlik wees nie. Hierdie louwarm Christendom wat ons as Afrikaners het, werk nie. Dit werk regtig nie. Ons voel ons is Christene, my ma het my altyd geleer, gaan sonnaarskool toe, gaan kerk toe, en dis wat ek met my kindertjies doen. Dis nie genoeg nie. Jy moet tyd saam met die Here spandeer, jy moet hom leer ken soos 'n vriend. Soos wat jy jou vriendin ken die Here so. Want ek kan nie vir julle sê hoe nodig ons die Here gaan hê in die toekoms nie. En ons kan nie nou mee rondspeel en net louwarm Christene wees, net omdat dit lekker is. Ja, ek is 'n Christen, maar my ander voet's nog in die wêreld nie. Ons moet regtig leer en probeer dit 'n passie maak om op die regte pad te wees, en so na as moontlik aan die Here te wees. Dit is regtig uiters belangrik in vandag se tyd.
En ja, hou net op mense impress, want mense gaan jou nie in die hemel bring nie. Mense gaan nie maak dat jy, o nee, Sunny het vreeslik baie van jou gehou, so jy gaan hemel toe nie. Nee, die Here moet van jou hou. Jy moet die Here impress. Jy moet sy gebooie gehoorsaam. Jy moet hom happy hou, want anders gaan jy nie in die hemel kom nie. En ek wil definitief nie aan 'n pad gaan nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil definitief hemel toe. So ja, hou op worry wat mense van jou sê, wat mense van jou dink, soos wat ek nou verduidelik het in hierdie scenario. Ek meen, ander mense in die winkel kan dalk dink sy is mal omdat sy nou randomly met 'n vrou gaan praat, maar sy is gehoorsaam aan die Here en net jy en die Here hoef te weet waar dit gaan. Niemand anders hoef te, jy gaan nooit weer in elk geval daai vrou sien wat jy dalk gehelp het nie. Ek meen, ek gaan nooit weer daai vrou herken as ek haar weer sien nie. Maar vir daai dag het jy 'n goeie daad gedoen en jy was gehoorsaam aan die Here en die Here gaan jou beloon daarvoor. So ja, hou op mense impress en impress die Here. Ja, dis maar my uitdaging vir julle die week. Alsaai, dankie. Ek hoop julle het 'n baie lekker week en dankie dat julle geluister het en ja, ek hoop dit het vir iemand iets beteken. Dankie julle.